Goeiemôre. Ja, iemand sê vir my in hierdie week, die eerste dag van somer het aangebreek. Ja, die son het gedraai, maar die koue is nog op pad. So, hou maar die warm goed naby en wees maar warm daar waar jy is. Ons teksvers is, die gedeelte wat ons lees is Matteus 4, vanaf vers 18 tot 22. En die tema is gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop. Kom ons bid saam. Here, in hierdie koue, ons vir U baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om nog te kan lewe. Om warm te kan slaap, om te kan eet. Ag, som net om te kan leef. Dankie vir U goedheid, U genade, U liefde en dankie ook dat ons nou hier, al is dit rondom 'n kamera, by mekaar kan wees en na U woord kan luister. Dankie vir die voorreg wat ons het om met U te kan praat en dat U met ons praat vanuit U woord en dankie vir die woord. Gaan ook met hulle wat swaar kry, wat siek is in hospitale, wat slegte nuus oor hulle gesondheid gekry het. Here, wil jy elkeen aanraak. Ek bid in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons lees vanaf Matteus 4, vanaf vers 18 tot 22. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon wat Petrus genoem word en Andreas sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het van daar af verder geloop en twee ander broers gesien. Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om die nette heel te maak. En hy het hulle geroep. Hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. Ek lees net tot dan. Kan ons die wêreld verander? Dit is nogal 'n moeilike vraag. En baie van julle gaan sê, ja, ons kan die wêreld verander. En dan vra ek vir jou, hoe gaan ons die wêreld verander? Ek lees nou die dag hierdie raak. Dit is nog wel 'n redelike lang aanhaling, maar dit is baie goed wat hy sê. Hy sê, mense het vandag keuses tussen dubbelplekke, 'n magdom televisiekanale en aktiwiteite wat nooit voorheen daar was nie. Soos ons lidmate wil betrokke maak in die gemeente, moet ons kompeteer met die hele wêreld. Want ons het nie ou dae die kerk laat groei en aktief gehou met ons gewete. Nou, ek gaan nie daar stop eers. Ja, ons het die ouens laat sleg voel. Ons het gesê, jy gaan hel toe as jy in die kerk toe kom nie. Ons het die doom en gloom verkondig en mense was te bang om by die huis te bly. Daarom gaan ek maar eerder kerk toe. En daarom onderhou ek Sondag. Ek mag nie eens 'n Sondag naaldwerk doen nie, want dan steek ek 'n naald in die Here se oog, is daar gesê. Nou gaan hy verder. Hy sê, as die kerk ons regtig wil bemagtig en met ons goedjies wil doen, commit hulle. Commitment sê, gaan groot of gaan huis toe. Ek is in of ek is uit. Jy kan nie 'n halfgebakte storie doen soos wat ons gewoond is nie. Jy moet hom begin. Jy moet hom groot doen en dwarsdeurvat. In sy woorde, is tyd vir halfgebakte stories.
waarin ons gewoontes verby. Ons kan nie 'n wêreld verander as ons nie ons voete nat maak en nie ons hande vuil maak nie. Daarom is jy in of jy is uit. Saterdag het ons 3 gemeentes saam, waarvan 'n gemeente in Boksburg die grootste was, potjies gemaak. En ons het almal in Brakpan genooi. En toe ek weer sien, toe stroom honger straat mense. En seker so 30 kindertjies hier. Honger, vuil, siek. En daar was 22 potte. En almal het geëet. Daar was seker so 200 plus mense. En daar was seconds. En daar was van hulle kon nog huis toe vat. En dit was 'n handjie vol mense wat het gedoen het. Is jy in? Of is jy uit? Ek weet daar was mense wat ongelukkig was wat die gebeur het. Maar jy moes trane sien van die mense besef dat daar's al die mense wat baie swaar te kry as hulle. Maar dit bly jou en my keuse. Petrus, Jakobus, Andreas en Johannes het 'n keuse by die meer gemaak. Hulle het alles net so gelos en vir Jesus begin volg. Ja, was vir my nogal interessant om te lees. Hulle los hulle pa agter. Hulle pa wat droom van 'n besigheidjie. Dink dit is Jakobus en Johannes se broer, as 'n pa. Kan nie sy naam onthou nie. Maar hy het gedroom van 'n familiebesigheid. Zebedeus en nou los sy seuns hom net los. Hulle los hom. Want sien, Jesus het hulle geroep. Hulle is geroep as sy disippels. En dit was hulle keuse. Jesus kies gewillige mense om in sy voetspore te volg. En hy roep ook mense om namens hom dienswerk te verrig. Jesus is nie 'n persoon produksie nie. Met alle respek gesê, Jesus kon nie alleen 22 potte maak en voor die 200 mense kos gee. As ons nie sy hande was. Jesus kon nie honderde mense kos gee as seentjie nie 5 broodjies en 2 visse gekry. Jy sien, God het ons nodig. En daarom het Jesus gekom en hy 12 mense om hom versamel om te help in sy bediening. En as ons kyk na die eerste 4 wat Jesus geroep het, dan sien ons eintlik maar, dit is nie die skerpste peanuts in die pakkie nie. Die skerpste messe nie. Messelaai nie. Eenvoudige mense. Vissers. Geen uitsonderlike prestasie of kwalifikasie nie. Mense wat veel tyd na vis ruik. Grove hande en vuil naels. Wat langs jou die eettafel gaan skuif. Dis wat ons beleef het Saterdag. Vuil gesiggies. Want net so bo die pot kan uitloer.
Oom, ek is honger. Daar die mense wat nie die heel maak van jou vriendekring nie. Jesus kyk verby al die sideshows, want Jesus soek 'n gewillige hart, gekruisigde hande wat gee, en gekruisigde voete wat loop. Net dit. Hoe klop jou hart vanoggend? Het jy gekruisigde hande wat gee en gekruisigde voete wat loop? Of voel jy nie opgewasse vir die taak nie? Weet jy wat? Spring net nie die kant in. Ons het 50 straatmense verwag. Hier was 150. Min of meer. Dit het ons leer swem. Jy sien, disipelskap beteken om te leer. Want Jesus sê, volg my, ek maak julle vissers van mense. Beteken Jesus gaan hulle bemagtig. Jesus gaan hulle toerus. Hy gaan hulle toerus vir hulle taak. En dan sien ons elke dag in Jesus se teenwoordigheid, sien hulle waarmee Jesus besig was, en hulle leer dit hier naby hom te wees. Hulle sien hoe word mense kos gegee, van 5 broodjies en 2 vissies. Hulle sien hoe mense deur Jesus gesond gemaak word. Hulle sien hoe Jesus mense uit die dood opwek. Hulle luister na Jesus se gelykenisse en sy preke. Hulle bou 'n verhouding. Disipelskap beteken ons moet lief hê. Ons moet gee. Hulle sien vir Jesus huil. Deur saam met Jesus te wees, word hulle bemagtig vir hulle taak. En jy? Hoeveel tyd spandeer jy in Jesus se teenwoordigheid? Is jy gereed om jou vangnet onvoorwaardelik uit te werk en mense in te trek na die koninkryk van God? Of voel jy bietjie clueless? Indien jy onseker is, jy wonder wat jy moet doen, en praat met my of met iemand in die sendingveld. Daar's baie kursusse en geleenthede waarna ons te kan gaan. Saterdag was 'n goeie geleentheid. En al wat jy moet doen is steek jou hand op. Ja, ek het nogal gesukkel om potjies uit my gemeente te kry. Aan die einde van die dag was daar 3. Ek moes lek. Ek moes smeek. Waar is jy betrokke? Ek sien gewoonlik net dieselfde gesigte. Waar is ons gemeente se gekruisigde hande en voete betrokke? Jy sien? Disipelskap sê, los dit wat agter lê. Disipelskap vra, jy moet onmiddellik reageer. Disipelskap beteken dat jy dadelik in Jesus se voetspore sal volg en daarvolgens sal leef. Wanneer Jesus jou roep, vra jy radikaal omdraai en herbesoek jou prioriteite. Ja, as jy ja sê vir iets niets, sê jy nie vir iets uit. Jesus se koninkryk word sigbaar en hoe jy optree wanneer jy in Jesus se voetspore begin volg. Ons het keuses maak. En die keuse wat ons het is nie vandag of ons harte vir die Here gaan gee nie. Nie as jy 'n Christen is, het jy klaar jou hart vir die Here gegee. Die keuse is, gaan jy Jesus jou koning maak van jou hande en voete? Is jy bereid om ten spyte van die koste die hande en voete van Jesus in 'n wêreld te wees? Die wêreld is gebroken. Die wêreld is honger.
Honger vir Jesus se liefde. En bitterlik dors vir die lewende water wat ek en jy vir die wêreld kan gee. Dis die oorgawe wat Jesus van ons vra. Is jy bereid om vir hom te lewe? Is jy bereid om vir hom te werk? Is jy bereid om vir hom te sterf? Is jy bereid om in sy voetspore te leef en die wêreld te verander? Matteus 4 vers 17 sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Amen. Here, maak my gewillig in u diens.